So ja, huidiglik kom ons uit 'n produksieseisoen waar ons ergere droogte beleef het. Produksie van mielies en beide sojabone was onder druk. En tesame met dit het ons 'n groot aanvraag vir uitvoere na ons buurlande toe gehad. So eindvoorrade wat ons verwag vir die huidige seisoen is baie laag, amper tot geskiedkundige laafvlakke 2015-16 jare en ons moet mielies huidiglik invoer. Uit 'n produsente oogpunt ondersteun dit pryse dat pryse naby invoerpariteit verhandel, wat positief is vir produsente. En as ons dan op die korter termyn aan die nuwe seisoen kyk, ons het 'n swak begin vir die jaar gehad, baie droë toestande, laat aanplantings en is ons verwagting dat gemiddelde opbrengste op hierdie stadium met goeie reënvalsyfers vorentoe naby 'n gemiddeld en selfs 'n bietjie onder gemiddeld gaan wees. As ons kyk na die plaaslike vraag en uitvoere na ons buurlande toe, verwag ons dat ons wel nog redelik onder druk gaan verkeer vir afsienbare toekoms uit 'n voorsieningskant en vraagkant, wat ons eindvoorrade vir die volgende seisoen ook relatief laag gaan hou. Dit kan miskien beteken dat ons nog geel mielies moet invoer, afhangende van hoe die witmielieproduksie deur die land vorentoe gaan plaasvind. As die verwagting op witmielieproduksie verhoog teenoor wat ons nou tans voorsien, kan dit veroorsaak dat van die witmielies in die veevoermark inbeweeg, wat die invoere van geel mielies gaan afwaarts laat aanpas. Maar dit sal nog 'n prysondersteunende jaar wees, dink ek, vir boere vir die afsienbare mediumtermyn. Ek is positief oor die weervoorspellings tans. Ek dink die draai wat ons gesien het in die weerpatrone is positief. Ons het wel kolle in die produksiegebiede wat onder stremming is tans in die Vrystaat en die Noordwes provinsie. Maar as ons kyk oor die langer termyn na medium termyn weervoorspellings, dan lyk dit asof hulle gemiddelde na bo-gemiddelde reënval kan ontvang. En ek dink dit sal positief wees vir daai produsente.